Yes. Right. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Good morning. Misschien die datum vandaag is die 23 november. Zondag 23 november. Ons wil vanmorgen voor allemaal verwelkom. Ons dank die Here. Die dag wat die Here vir ons gemaakt het. Ons weet dat hierdie week is 'n week van die Here is met ons. En alle tye het ons daai versekering, die Here is met ons. We want to encourage everybody this morning to log in to our church. As u nog nie ingelog het, log in by ons bediening op Facebook. Share die feed aan mense, gaan share dit aan verskillende mense en vertel hulle. Dunamis Revival Ministries het nou net diens begin. Ek wil saam met hulle die Here aanbid. Ek wil jy moet ook saam met die Here aanbid. Kom ons gaan oopmaak in gebed. En ons gaan die Here vra om vanmorgen vir ons te seën met dit wat ons wil doen. Praise die Here. Kom ons sluit ons oor saam. Praise the Lord Jesus. Op hulle aanbid. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus, it is a wonderful privilege to be in the presence. It's so wonderful to be here in the midst of a wonderful presence, Lord, with your children. We are here because we are hungry for your glory. Here ons sê vanmorgen vir baie dankie. Here ons is hier om te hoor wat die Gees van die Here ons wil sê. Ek sê vanmorgen vir baie dankie vir wonders wat gaan plaasvind van die woord is in ons midde. Here, ek weet die bonatuurlike gaan vanmorgen plaasvind in mense se lewens. Here, we walk in the blessing. Yes. Hallelujah. I thank you this morning for a wonderful breakthrough. I thank you for the supernatural. Hallelujah. I thank you for open doors. Yes. I thank you for healing. Hallelujah. Yes. I thank you that you provide in people's lives in this moment. I thank you, Lord, that you show up in the midst. Hallelujah. Here word verheerlik in hierdie dag. Daarom trek ons vanmorgen die volle wapenrusting aan, sodat ons weerstand kan bied. Hallelujah. Ek dank u vanmorgen, nadat ons alles volbring, dan bly ons staande, Here. Ons trek vanmorgen die swaard van die Gees uit. Halleluja, ons verslaan die vyand. En ek eer u vanmorgen, we conquer. Halleluja, every evil spirit in our midst. We conquer, halleluja, every witchcraft. We conquer every storm in our midst. In the mighty name of Jesus. Because the word of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. Thank you, Lord, that you are here to bless your children. Have your way, Lord. In the wonderful name of Jesus. Here sien elke oor vanmorgen wat sal luister wat die Gees van die Here wat sê. Sien elke hart vanmorgen in die naam van Jesus. Spirit of the Lord, have your way in our midst. Hallelujah. Have your way. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dankie, Here, vir wonders wat u doen in hierdie oomblik in Jesus naam. Amen. Halleluja. Vanmorgen wil ek een en elkeen hartelijk welkom in ons midde. Baie dankie vir julle wat opgekom het na die huis van die Here toe. Dankie self in die reën in. Amen. Mag die Here julle ryklik seën. En self julle oor die lig in die tien saam met ons. Amen. Maak jy hart oop vir die woord van die Here. Vat wat vanmorgen u sinne is. The blessing belongs to you. Amen. Take it. Amen. Faith, take. Amen. Geloof, vat. Vat uw geneesing. Vat uw breakthrough. Take your breakthrough. Take it. Take your healing. Take it. It belongs to you. Amen. That is wat geloof is. Faith, take. It belongs to you. Amen. Stay blessed.
and enjoy the time with us. Amen, brothers.
say all the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Esa no otra tía que no lo vamos a vivir por ese programa que ni era cine. Hallelujah. Vanmorgen wil ik iedereen begroeten. En de wonderlijke naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Zelfs iedereen wat in die lucht is. Ik groet iedereen jou in de naam van Jezus Christus. Waar ook al u is. Is begroet in uw wondernaam. Voor ik iedereen iets doen, wil ik eerst bid. Hemelse Vader, vanmorgen is u dankbaar, Heer. Dat ik weer eens, Vader, hier kan staan aan uw tegenwoordigheid, Heer. Vader, ik vraag vanmorgen, ik voor baie dingen, Heer. Heer, dat u mij net zal heilig, dat u mij zal reinigen, dat u mij zal schoon was, Heer. Heer, dat elke woord wat in mijn mond dit zal komen, Vader, en het geïnspireerd zal wees door de Heilige Geest, Vader, en dat het eer brengt op die heilige naam. Dat vraag ik in de naam van Jezus Christus. Dank u. Wij gaan, als je de Bijbel zegt, Genesis 15 en vers 6. De Engelse weergave lees. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. En Afrikaans sê, en hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Amen. Geliefdes, this morning I want to talk about our belief Amen. In God. Amen. There is nothing we can do except to believe in God. Amen. Our belief in God, God counted for righteousness. Amen. Vanmorgen wil ek vir iemand bemoedig met die woorde hier net te glo in God vanmorgen. Sien God jou as 'n regverdige. Amen. Jy word nie geregverdig deur dit wat jy doen nie. Maar jy word geregverdig deur te glo. Halleluja. Geliefdes, ek wil vir iemand bemoedig vanmorgen. Ja, praise die Here. Moet jy op glo nie. Amen. Moet jy op glo nie. Amen. Daar is niks wat ons kan doen nie om voor God regverdig te kan wees. Ja. Daar is geen ding in hierdie aarde wat enige persoon kan doen om geregverdig te wees voor die Vader. Ja. Die Bijbel sê dat Abraham het geglo. Halleluja. Die vers praat van Abraham. Abraham het geglo. En God het omdat hy glo, dit toegereken as geregverdigheid. Geliefdes, I want to encourage you today. Hulle wat nog twyfel, hulle wat nog nie op die plek is waar hulle glo nie. Halleluja. Vanmorgen wil ek julle bemoedig. Praise die Here. Alles begin hier te glo. Amen. Alles begin hier te glo. Amen. Die Bijbel sê dat ons moet glo in Jesus Christus en dat hy die seun van God is. Amen. En dat God hom en dat hy gesterf het en dat God hom op die derde dag weer lewend gemaak het. Geliefdes, die geloof kom deur glo. Amen. Vanmorgen moet ons glo. Amen. Alles begin by glo vanmorgen. Amen.
Ek wil iemand bemoedig vanmorgen, maar ons moet toelaat, nie net dat het daar blijft begroeien. Ons moet kom tot op die plek waar ons zeker is. Waar ons kan sê, ons is zeker, daar is een God wat lewe. Ons is zeker, hy is met ons. Ons is zeker, hy sal ons nooit begin overlaat nie. Geloof is een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop en die dinge wat ons nog nie kan sien. Die Bijbel sê dat ons moet zeker wees. As iemand van my sê geloof, dan het hy gekom op een plek waar hy sê, ek is zeker daar is een God met lewe. Ek is zeker daar is een koning, voor alle konings, ek is zeker. Die Bijbel sê dat ons gees getuig saam met die Heilige Gees. Geliefdes, ek wil u bemoedig vanmorgen. Moet bly net weer te glo nie. Want onthou, ons kan twyfel, al glo ons. Ek wil iemand bemoedig, beweeg van glo af, beweeg na die volgende dimensie van ek is zeker. Geliefdes, ek wil julle bemoedig vanmorgen. Deur te glo word ons geregverdig. Maar deur seker te wees, leef ons deur God en leef God deur ons. Om seker te wees, soos die Bijbel sê dat Enoch het saam met God gestap en God het saam met Enoch gestap. Dit is geloof. Dit is seker te wees, hy is in ons. Is om seker te wees, hy lewe deur ons. Is om seker te wees, ons lewe deur hom. Die Bijbel sê ons het ons hele wese deur hom sien ons, deur hom praat ons en deur hom beweeg ons. Geliefdes, I want to encourage you. It's time that we stop believing God. Hallelujah. Because trust, you cannot say you trust God, but you don't know God. Amen. You cannot say you trust God, Amen. but you don't know God. Amen. As daar enige een van ons wat getrouwd is, Amen. ons kan nie sê ons trust onze vrou nie, of ons trust onze man nie. Ons trust hulle omdat ons hulle ken. Amen. Geliefdes, is tyd wat ons kom op 'n plek waar ons hom ken. Amen. Die Bybel sê ons moet hom ken in die krag van sy opstanding. Ons moet hom ken. Geliefdes, vanmorgen wil ek iemand bemoedig. Ek wil iemand bemoedig wat ons ophou deur te glo. Amen. Want glo is vir die babatjies. Amen. Dis vir mense wat gister by die Here kom. Kom aan. Maar geloof is vir ons wat 'n pad stap met die Here. Geloof is vir hulle wat 'n geruimte tyd by die Here aankom. Hulle is seker, hulle glo nie meer nie. Geliefdes, is tyd dat ons kom tot op die plek waar ons nie meer glo nie. Amen. Ek sê nie is vergeet om te glo nie. Amen. Maar jy kan nie bly glo nie. Amen. Daar is mense wat al 20 jaar bly glo. Daar is mense wat al 30 jaar bly glo. As dit net ons kom by die plek waar ons sê, ons is seker, my God sal voorsien as sy rykdom en sy heerlikheid in Christus Jesus. As dit net ons kom om te sê, ons is seker, al sal daar 'n bende storm kom, die Here is met my. Is tyd dat ons kom op 'n plek, geliefdes, waar ons nie meer glo nie, maar seker wees. Praise die koning. Ons het mos klaar tot die kennis gekom. Ja. Hier is die kennis van wie God is. Amen. Maar nou moet ons kom tot by die geloof. Amen. Hier is die feite. Ja. Ons nodig niks enige ander bewyse nie. Amen. Die Bybel sê dat die woord is ja en amen. Die is die ja en die amen. En alles van God.
Amen. Geliefdes, is tyd dat ons kom op 'n plek van sekerheid. Amen. Om seker te wees. Ja. Ek het van die Here gesê, Here, ek wil U nie glo nie. Amen. Want deurdat ons glo kan die duiwel ongeloof in ons op, Ja. in ons wet, waar ons God begin te vraagteken, waar ons God begin te twyfel, en vergeet is die sonde. Amen. Die Bybel sê enige iets wat nie geloof is sonde. Amen. Geliefdes, is tyd dat ons moet lewe in sekerheid. Amen. Ek onthou, jare terug toe ek nog nie die Here geken het, toe ek nog in die wêreld was. En ek deel nou die dag die getuienis met 'n ander, ek sê vir haar dat die tyd toe ek in die wêreld was, Ja, kom aan. ek het nog nie God geken nie, Praise die koning. maar hy het nog altyd voorsien. Amen. Daar was die aan wat ek honger gaan slaap het. Amen. Ek het hom nie geken nie, Amen. maar hy het voorsien. Die Bybel sê dat hy sy son skyn oor die regverdiges en die onregverdiges. Amen. Geliefdes, daar is 'n tyd en dit is nou. Amen. God soek nie meer mense wat glo nie. Amen. God soek mense wat seker is. Praise die As jy seker is van God en sy woord, Amen. kan niks jou beweeg nie. Amen. Maak nie saak wat sy omstandigheid nie. Ja. Maak nie saak wat fyn sy nie. As die Bybel sê, die Here is ons beskutting, Kom aan. daar is niks anders wat jou kan beweeg. Praise the Lord. Hy bly op daardie woord. Praise the Lord. Hy is seker van daardie woord. Praise the Lord. Hy glo daardie woord. Praise the Lord. En hy sal sien, God sal beweeg op grond van sy woord Yes. en op grond van jou geloof. Yes. Die Bybel sê toe die Here mense oorgegaan het en die mense gesond gemaak het. Praise the Lord. Sy laaste woorde was altyd aan die persoon wat hy gesond gemaak het. Jou geloof en jou woord. Amen. Geliefdes, daardie mense was seker, hy kan my gesond maak. Daardie mense was seker, hy kan 'n verandering maak aan my omstandighede. Daardie mense was seker, hulle het nie net bly glo nie, maar het gekom tot op die plek van seker wees. Ek is so opgewonde as ek Hebreërs 11 en vers 1 lees, waar hy sê dat die geloof is 'n vaste vertroue. Hy sê die geloof, die geloof. Geliefdes, my hart skiet so vol blydskap om te dink vandag is ek nie meer op daardie plek waar ek was nie. Amen. Ek is op 'n plek waar ek seker is. Amen. Ek is seker vanmôre daar is 'n God wat lewe. Ek is seker vanmôre daar is 'n skepper van hemel en aarde. Maak nie saak wat sê my omstandighede nie. Maak nie saak wat gaan rondom my aan nie. Daar is net een ding wat ons moet beweeg en dis die woord van God. Daar is net een ding wat ons moet opstaan en dis die woord van God. Geliefdes, wat ons kom tot op die plek. I want to encourage each and needs Amen. that God will supply all your needs. As tyd dat ons moet, geliefdes, dat ons want onthou, die vyand gebruik reeds ons geloof in God om ongeloof te saai in ons. So dit is tyd dat ons moet kom tot op die plek waar ons nie meer seker. Dan sal ons God elke dag sien in ons lewens. Praise the Lord. Ons sal elke dag wonders beleef. Ons sal elke dag oorwinning beleef. Geliefdes, I want to encourage you. I want to encourage you. As jy bid, verander jou tactiek van gebed. Sê, Vader, ek is seker. Vader, ek is seker. U kan dit doen. Ek is seker. U kan my ontmoet in my omstandighede. Ek is seker dat u kan 'n verandering maak. Geliefdes, I want to encourage you.
When you start having faith in God, Baie dankie. nothing is impossible. Yes, amen. As jy begin om geloof te hê Ja. in God, geloof wat nie wankel, wat nie 'n twyfel het nie, wat nie onsekerheid het nie. Ja, amen. Ek sê nie dat as ons bid moet ons nou 'n ding verwag van die Vader af nie. Jy is seker, wees jy net seker. Amen. Jy gaan dit doen. Amen. Wees jy net seker, Amen. jy kan dit doen. Yes, jy net seker. Wees jy net seker, Praise hy God. is met jou. Praise Wees God. jy net seker, die Bybel sê dat hy staan wakker agter sy woord Amen. om dit te volbring. Yes, jy net seker. Wees jy net seker vandag in jou omstandighede. Glory to God. Wees jy net seker. Die Bybel sê dat die aarde, die volheid daarvan behoort aan die Here. Yes, amen. Yes, jy net seker. Wees jy net seker vandag. Hallelujah. Wees jy net seker. Glory. En ek kan jou verseker, Here, dankie. soos hy my ontmoet het in my omstandighede, so sal hy jou ook ontmoet in jou omstandighede. Maak nie saak wat is jou storm nie, maak nie saak wat is jou probleme nie, maak nie saak, daar is niks vir God te hard om te doen nie. Geliefdes, I want to encourage you. Dankie, Here. Laat jou geloof tot die volgende dimensie gaan, waar ons seker wees. Ja. God wil hê sy kinders moet seker wees. Hallelujah. Hy wil nie hê sy kinders moet glo nie. Hy sê, hy wil hê dat ons moet seker wees. Dis sy woord vandag vir ons. Yes, amen. Ons moet seker wees Hallelujah. dat hy is met ons. Here, baie Geliefdes, be blessed. dankie. Be blessed waar ook al jy is. Hallelujah. Wees geseën. Waar ook al jy is. As jy nou uitroep en sê, Here, help my, Ja. dan kan jy seker wees. Hallelujah. Hy sal jou help. Yes. Hallelujah. Waar ook al jy is, waar ook al jy bevind, as jy nou roep Ja. en sê, Here, help my, wees jy seker, hy sal jou help. Hallelujah. Hy sal jou help. Amen. Die Bybel sê, trek niemand voor nie. Ja. Geliefdes, wees geseën, Thank you, Jesus. wees geseën. En ek vat hierdie woord vir my en bemoedig julle aan om hierdie woord te vat Dankie, Here. en te doen dit wat God vanmôre gespreek het met ons. Dankie, Here. Vat jou geloof van glo af Ja. en vat dit na seker. Hallelujah. Dit is die woord van die Here. Wees geseën. Die Here seën julle. Dankie. Thank you, Jesus. Baie dankie, Here. Glory. Oh, wonderful. Hallelujah. Now is the time to worship. Come, now is the time to give God.
Mighty God. Father, we worship you. Father, we worship you. Glorify your holy name. Hallelujah. Father, you are worthy, It's you all are about worthy, you, you are God. worthy. Every way, God, every We way, worship God. you, Lord Be Jesus. control, God. Thank We you, worship Jesus. you. Hallelujah, hallelujah. Mighty God. Wonderful God. How great are you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Above all the earth, oh, Thank you, Jesus. for thou, Lord, art
all about you, my Lord Jesus. Thank you, Jesus. Yes, mountain. And it flows through the lowest valley. For the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Oh, it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. For the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its Hallelujah. Mighty God, all about your blood, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. O sea, no cualquiera ni solo exporto, as como dijo este profeta. Amen. Hallelujah.
Okay, praise die Here. Dit was nou lekker. Ons het nou erg lekker gaan bid. Vanmorgen was ek so blij. Dus hier is. Praise the Lord Jesus. Glory to Jesus. I'm going to minister this morning upon the shepherding the flock of God's pastoral authority. Baie mense dink dat as jy 'n pastoor is, dan die mense ag iemand wat 'n leier is perfek. Hulle glo dit. Hulle sê die persoon, daar is te veel beeldskeppinge van mense wat hulle voorneem as perfek. En daai beeldskeppinge het bewerkstellig dat die gelowiges, en dat nie net gelowiges nie, maar dat mense dink dat die persoon is heilig. So vanmorgen wil ek iets openbaar oor die feit dat dit is nie soos dit is nie. Ja, amen. Kom ons lees Psalm 23 en julle gaan iets lees wat baie wonderlik is. En alles wat ek sê, praat dit, ons gaan na die Afrikaanse Bybel toe, in Psalm 23, en ons lees vanaf vers 1, ons gaan die hele Psalm lees, wat vir ons gaan uitbeeld, dat het is nie soos mense dink dit is nie. Psalm 23. Kom ons lees vanaf vers 1. Prys die Here. Hoor wat sê die Psalm in Afrikaanse Bybel? Hy sê die Here is my herder. Dit is die hoofstuk in die Afrikaanse Bybel. Hy sê die Here, hy begin, voor ons die hele Psalm gaan lees, begin hy. En hy sê die Here is my herder. Amen. Dit is asof die psalmdigter vir ons wil sê, die pastoor is nie die volwaardige een wat alles in sy hande het. Ja. Die mense maak te veel staat op hulle pastore. Die pastoor is wat die skrif vir ons daar, die skrif sê, hy is 'n huurling. Ja. Hy is aangestel om vir 'n tyd lank toesig te hou oor weet jy dat volgens die Here word ons genoem skape. Amen. Mense. Amen. Dit is sinnebeeldig aangedui dat ons skape is. Maar natuurlik geestelik as ons die kinders van die Vader. Amen. Ons is die kinders, die wetlike, etlike, burgerlike kinders van die Vader. Ons is gebore volgens die Vader in 'n land wat genoem word die hemel met die naam van die Nuwe Jerusalem. Ons is gebore, en omdat ons gebore is uit daardie land uit, word ons burgers van daardie Vader. Amen. Hierdie week, wat ons aanloop, moet ons een van ons seuns in hierdie huis ter aarde lê. Maar toe hy tot bekering kom, toe word hy 'n burger van daardie land. Van daardie land met die naam van Nuwe Jerusalem. Ja. Die land wat die Vader identifiseer wat hy wil, volgens
en sy plan op die aarde wil weer vestig. Hy het daardie land nou in die hemel teweeg gebring. Maar hy wil dit nie vir ewig in die hemel hê nie. Hy wil dit op die aarde hê. Daarom bid Jesus en sê, Vader, laat u wil geskied soos dit in die hemel is. Laat dit net so ook wees op die aarde. Die herderskap van die gelowige, kinders van die Vader. Ons is eers kinders van die Vader, seuns van die Vader. Ons is eers kinders van die Vader. Dan plaas die Vader verantwoordelikheid in ons hande en sê, dra my herderskap op die aarde. Kom ek wil lees die Psalm dat ons kan die Psalm van David. David skryf die Psalm en hy sê, David sê, dis wat David skryf, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam in wil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, wie ek sal gee, my beker oor, net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Nou ek gaan vir u nou dit sê. As hierdie skrif vir my en vir u sê, dit is wie die herder is, dan moet ek sê, dit is waar ek as herder van hierdie huis moet wees. Dis waar 'n pastoor wat die gemeente hanteer moet wees. Dis waar 'n man of 'n vrou wat die gemeente dra moet wees. Die skrif sê, as ek die herder is van hierdie huis, moet ek toelaat dat hierdie mense in hierdie huis neerlê in groen weivelde. Dit wil sê, ek moet 'n veld skep wat maak dat mense eet. Ek moet uit hierdie skrif uitskep, dit wat Donovan vanoggend vir julle gegee het. Hy het 'n veld geskep wat moet maak dat mense eet. Halleluja. Wanneer iemand agter hierdie preekstoel staan, dan tree hy of sy as 'n herder op. Hulle is miskien nie geordineerde herder nie, maar hulle stap in 'n posisie om as herder op te staan en hulle lê vir die mense groen weivelde neer. As ek niks het nie om vir die mense te gee nie, dan slaan ek myself op die bors en sê, hoekom is ek herder? Verstaan nie wat ek sê? Die woord herder in die Hebreërs, daar's 'n Hebreëse woord, die woord is rava. Rava. Dit is R-E-W-A-W. Rava, wat beteken om aandag te skenk aan die skape. Die Engelse woord sê om te pay attention. Jy pay attention. Jy plaas jouself op die plek wat jou eie belange minder is en die belange van die mense meer is. Jy ag dit wat jy wil hê tot jou voordeel minder belangrik. En jy ag die voordeel van die mense waaroor u toesig hou, waar ek in u toesig hou, meer belangrik. Die Websterse dictionary gee soveel wonderlike betekenisse. Die eerste ene is, die Webster sê in die Engels sê, a herder, a shepherd is a man employed
employed in tending, feeding, guarding the sheep in the pasture. Hy beskerm die volk. Hy bewaar die mense. Hy voed hulle. Hy word aangestel deur die Vader. Het jy geweet dat God stel ons aan en hy het die finansies vir ons wat hy nie vir ons voorsiening maak nie. Hy het. Amen. God stel iemand aan en hy kan nie vir die persoon voorsien nie. God gaan iemand aanstel omdat hy in staat is. Amen. Om voorsiening te maak vir daardie man en vir daardie vrou wat in staat is om agter sy mense te kyk. Hallelujah. Wonderful Jesus. Die ander mening is, in die 16 eeuwe century was 'n herder genoem 'n diensknegt. Ja. Amen. Dis waarom die mense noem ons dienaar. Ek like eintlik hy woord. Ek hou nie van hy wat die mense sê vir jou dienaar. Dit voel so 'n gevaarlike woord. Maar weet jy wat dit is? Dit beteken om iets te doen vir iemand. Nie vir jouself nie. Die woord dienaar beteken, jy gaan nie voorsit aan die stoel nie, jy gaan werk. Ja. Amen. Dit is wat 'n herder is. 'n herder is die een wat die eerste stap maak. Wanneer die aanvaller kom, spring hy voor die mense in en hy sê dat hy eers my tref voordat die mense tref. Dit is wat 'n herder is. 'n herder is iemand wat in 'n die mekaar gebied sê, ek gaan ingaan te midde van wat ek oorkom. Hallelujah. Want ek gaan nie toelaat dat die mense iets oorkom nie. Die herder word ook genoem in ons Afrikaanse taal 'n pastoor. Hulle noem 'n herder, die Katolieke het jare terug het die Katolieke besluit, hulle gee vir die herder wat noem 'n parish. Nou daai parish was genoem die plek waar hy bly, waar hy die plek van aanbidding was daar, en dan bly die herder daar by die plek van aanbidding. Daarom die ortodokse kerke tot vandag toe, hulle gaan nie 'n dominee aanstel ver van die kerkie. Die dominee bly by die kerk. Ja. Bly die gebou. Hulle laat die dominee by die gebou bly. Die herder het 'n gemeente wat hy oorkyk. Die herder is 'n prediker van die evangelie. Hy word genoem 'n superintendent. Hallelujah. Hy stuur God se volk in die wil van die Here. Kom ons gaan na die boek van Esegiel toe, Esegiel 34. As jy die Bybel sê, Esegiel 34. Ons lees daar. Prys die koning. Esegiel 34. Vers 1 gaan ons lees. Ons gaan nie die hele 31 verse lees nie. Dit is te veel. En die woord van die Here tot my gekom en gesê, Esegiel 34 vers 1, mensekind, profeteer teen die herders van Israel, profeteer en sê vir hulle, die herders, so spreek die Here, weet die herders van Israel, wat aan hulle self wyding verskaf. Weet u, daar is mense, wat die main purpose van hulle in die ministry, as hulle wil hê, hulle moet geld hê. As mense wat gefokus net op hulle eie finansies, hulle eie voorsiening. Jare terug het iemand vir my dief gesê, toe sê die persoon vir my dief, dat as jy die bediening kom, dan is daar geld. Dis nonsens daar.
Die bediening fokus nie op wat jy gaan kry nie. Die bediening fokus op wat jy gaan gee. Ja, amen. Halleluja. Ons bediening in ons gemeente, moet daar 'n huis van die Here is, waar daar 'n vader is, wat besluit die kinders eet eerste. Halleluja. Halleluja. Daar moet 'n herder wees wat optree as 'n vader. Hy is die een wat die mense toerus as gelowiges, as seuns van die vaderlike huis. Hy is die een wat hulle aktiveer, wat hulle aan die werk sit, wat toelaat dat hulle praat, wat toelaat dat hulle bid vir die siekes. Hy is die een wat toelaat dat hulle mense beraad. Hy is die een wat toelaat dat hulle mense besoek. Hy is die een wat toelaat dat daar gewerk word. Hoekom? Omdat hy in samewerking met hulle is. Hy is die een wat genoem word, ons noem hom die setman. Halleluja. Die gestelde persoon. God se gestelde persoon om die wil van die Vader bekend te maak. Hy is die prediker van die woord. Hy is die bouwer van 'n nasie. Hy is die apostoliese leier en die profetiese spreker. Amen. Hy is die een wat toelaat dat mense in onderwerping kom. Dat mense gee, dat mense leer. En dat mense aan die werk kom binne in die gemeente. Die gemeente kan nie voortgaan. Hy kan nie groei tensy die herder nie aan die werk is nie. 'n herder moet werk. Hy kan 'n persoonlike werk doen, hy kan 'n private werk doen, hy kan by 'n plek werk, maar hy moet in die gemeente iets doen. Halleluja. Hy bevestig dat daar 'n huis is waar die woord uitgedra word. Amen. Hy skep seuns gedurig deur met die woord wat hy leer, met mense wat luister hom, gedurig deur skep hy seuns wat onderwerping het, wat sê hulle gaan luister, wat sê hulle gaan doen wat hy sê. Hoekom? Omdat hulle word toegerus om ook herders te word. Hy bring netwerke van leiers by mekaar met die doeleinde dat gelowiges kan saamwerk. Amen. Halleluja. Hy is die een wat mense toerus en bevestig in die bediening, hulle oplei om in die bediening te staan. Dit is wat 'n herder is. Ons lees ons laaste skrifvers. Prys die Here. Dink op so vandag. Prys die Here. Ons lees ons laaste skrifvers. Kom ons gaan na Efesiërs hoofstuk 4. Efesiërs hoofstuk 4 sê wat die herder moet doen. 4 vanaf vers gee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Vers 12 sê om die heiliges. Hierdie kerk is vol heiliges. Hierdie gemeente van die geloof en van die kennis van die Seun van God tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Kom ons gaan terug na Psalm 23 toe en ons gaan afsluit met dit. Psalm 23, ons gaan terug na toe. En ons lees weer van vers 1. Vers 3, kom ons lees vers 3. Hy verkoop my siel. Hy lei my 'n herder se verantwoordelikheid is. Hy moet die mense lei. Halleluja. As daar iets is wat belangrik is, en dan is dit dit,
dat ons is verantwoordelik om mense te lei in die rigting waar hulle moet gaan. Ons is verantwoordelik om mense op te lei. Ons is verantwoordelik om mense toe te rus sodat hulle in die geregtigheid van God in kan wandel. Sê, wanneer daar 'n herder is, al gaan 'n persoon in die gemeente in 'n dal van doodskade weer, daardie gemeente, daardie persoon wat daar dien, sal geen onheil vrees nie, want hy weet die Here is met hom, maar in hierdie geval weet hy dat sy geestelike herder is met hom. Hy is die een wat bid vir hom, hy is die een wat voor die Vader staan en voor die Vader sê, beskerm hulle. Ik bereid die tafel voor mijn aangezicht, teenoor mijn tegenstanders. Je maakt mijn hoofd vet met olie en mijn beker op oor. Vanmorgen wil ik vanmorgen de Heere danken. Dat ons vanmorgen als herders kan staan. En eerst time is moeilijk vanmorgen, pastoor. Ik aanbid bij geen kerk niet. Ik heb niet een herder. Ik wil vanmorgen vir een tijd lang terug, voor Jimmy Swaggart, hy is toe gegaan het, toe hy in Francis die bediening begin, en die Here vir hom iets gesê, en die Here sê vir hom, daar is mense wat na jou kyk, wat nie 'n kerk het nie. Hulle het nie 'n gemeente wat hulle gaan nie, hulle het so baie dinge deurgemaak, en hulle is bevrees om weer by 'n gemeente aan te sluit. En hy sê vir homself, hy sê vra vir die Here wat die Here sê vir hom, skep 'n aanlyn gemeente. As u vanmorgen daar sit, ons is hier binne, en u is daar by die huis, of u is daar by die hospitaal, of u is daar by die kantoor, of u is daar in die werk, en u het nou net 'n break gekry, en u sê, pastoor, ek het nie 'n gemeente nie. Ek dien by geen persoon nie. Ek wil jou aanmoedig. Ons is Siferi, ons is in Timothy Valley, maar as jy sê, pastoor, ek gaan nie daai kan kom nie, skakel ons. Kontak ons op Facebook en sê, pastoor, ek wil deel wees van julle bediening. Ek wil deel wees, ek gaan nie daar uit kan kom nie, maar ek wil deel wees van dit wat ek hoor, bou my op. Halleluja, dit stig my, dit beskerm my, dit versterk my. Ons kan saam met u bid, en vanmorgen gaan ons bid vir almal wat vanmorgen, my gebed is vanmorgen, ek gaan vanmorgen, prys die Here, my vrou so besig daar, prys die Here, ek gaan bid vanmorgen vir elke persoon wat vanmorgen sê, pastoor, ek wil deel word van julle, of ek wil 'n leiding hê wat die Here my moet lei waar ek moet wees. En ons gaan saam met u bid dat die Here vir u vanmorgen leiding gee waar u moet wees. Kom ons staan op ons bene. Halleluja. Vader, in die naam van Jesus. Ek kom vanmorgen na u toe en ek vra vir u dat u ons mense sal lei in na weivelde, na groen weivelde, na waters waar rus is. Lei julle op 'n plek waar hulle standvastig kan wees. Lei julle op 'n plek waar hulle in u woord kan staan, waar hulle geloof kan gebruik, in die naam van Jesus. Ek bid, Vader, die van hulle wat ver is, wat in plekke is, dorpe, streke, ons weet nie waar is hulle nie. En hulle sê, hulle wil hierdie woord ontvang. Ons vra vir u, dat die woord wat ons bedien van hierdie preekstoel af, van hierdie platform af, dat het hulle sal bereik, dat het hulle sal verander, dat hulle sal genees, dat hulle sal verlos. In die naam van Jesus. Ons bid vir genesing, ons bid vir bevryding en herstel. Lewens, in die naam van Jesus. Ons bid vir 'n verandering in hulle lewens.
sodat hulle U kan dien met alles wat binne in hulle is. Sodat hulle geloof kan gebruik. Jesus, Here, herstel in die naam van Jesus. Bring verandering in die naam van Jesus. Ek bid vanmorgen, Vader, dat die Here sal bereik, dat die Here sal bereik, dat die Here sal bereik in die naam van Jesus. O Here, ons prys U. Genees hulle. Raak hulle aan in die naam van Jesus. Ek bid vanmorgen vir die stig sal word in Jesus naam. U doen wonderwerke sonder getal. U genees, U herstel, U versterk, U bring op in sterkte. O Here, ons prys U vanmorgen in Jesus naam. Saralaba Shandalaba Kataralaba Sayalabanda. Raak aan! Dat die Here vir hulle guns gee. Ons seën hulle met die guns van die Here vanmorgen in die naam van Jesus. En ons dankie dat U hulle versterk in Jesus naam. Ons kan nie afsluit en sê ons nie saam met U die sondagsgebed doen. En U doen dit saam met ons. As U vanmorgen luister na ons, U luister na wat ek preek, en U sê vir my pastoor, ek het nog nie my lewe vir die Here Jesus gegee nie. Pastoor, ek wil graag my lewe vir hand op die bors slaan of sit en begin saam met ons hierdie belydenis te doen. En ek glo U lewe gaan verander. Kom ons sluit die oë saam, kom ons bid saam met hulle, ons gaan hulle krag gee om hierdie belydenis te doen. Bid saam met ons en wanneer U saam met ons bid, gaan die Here U verander. Ons gaan dit in Engels doen, van baie van ons mense kan dit nie in Afrikaans doen. Father, in the name of Jesus, I come this morning to you. come this morning to you. I ask you of my life in the name of Jesus. Change my life and write my name up in the Lamb's Book of Life. By faith in the Lord Jesus Christ, with my confession, I say, Jesus is my Lord and my Savior. In Jesus' name, I now say, I am saved. I am a new person. In Jesus Christ, my Lord and my Savior. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord Jesus. Soos U daar die belydenis gedoen het, as you have confessed. Weet dat die Bybel sê, daarom as iemand in Christus Jesus is hy 'n nuwe skepsel, 2 Korintiërs 5 en vers 17. Die ou dinge het verbygegaan en alles het nuut geword. Die skrif sê in Johannes 1 vers 12, aan hulle het hy genoem kinders van God. Ons is kinders van die Vader. En U het vanmorgen U lewe vir die Here gegee. Ons wil U aanmoedig, skryf op in die naaste kerk waar die evangelie van die koninkryk kom. Gaan na 'n pastoor toe, sê van pastoor, ek het oor die lig my lewe vir die Here gegee. Toe pastoor Ismael die uitnodiging maak, ek wil die Here kom dien hierso, van die Here het my lewe verander. En ek glo die Here gaan U lewe verander. Baie dankie dat U geluister het vanmorgen na die woord.
Ons glo die Here gaan die seën. Ek gaan oorgee aan die koortjieleiers. Prys die Here en ons gaan afsluit daarna. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja. Ons sê baie dankie vir pastoor, vir geseënde woord. Halleluja. Ons sê die wat gekyk het vanmôre, ook weer het gevat en dan die Here julle sal weer sien. Halleluja. Kom ons gee ons so. Abba Vader, al die eer, die prys kom u toe, Here. Here, dankbaar kom sê ons baie dankie, Here. Alles wat vanmôre kom ek wil Here dankie. Prys die Here. Ons wil voor ons die seën gaan uitspreek. Die van julle wat ons bediening ken, julle wat in Tilburg is, die naweek gaan ons Roger, broer Donovan se broer ter aarde lê, en ons wil vir u aanmoedig om hulle familie in gebed te hou, en daar te wees vir hulle, die van julle wat ons ken, as julle wil na die begrafenis toe kom, die begrafenis gaan nie in die kerk wees, nee, gaan nie wees, in die kerk wees, begrafenis gaan in die kerk wees, maar kontak ons op Facebook as julle of op Messenger, as julle wil kontak is, die van julle en wil na die dienste toe kom, die Here seën u. Kom ons gaan die serie spreek. Kom ons spreek. Nou mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees, en laat die Here hierdie week 'n week vir ons gee